Jy is nooit alleen nie. As ek vandag vir jou moet vra, vertel my jou journey met die Here tot hiertoe. Gaan ons elkeen 'n ander storie hê. Ons gaan elkeen vertel van die ups en downs. Ons gaan elkeen vertel van my geloof was so sterk. En dan gaan ons elkeen kan sê, weet jy, ek het begin twyfel. Weet jy, ek het al gevra, Here, waar is U? Ons gaan elkeen 'n storie vertel. Maar jy is nie geskape net omdat jy hier wil wees nie. Hoekom het ons koekies? Wat is die doel van hierdie koekie? Om wat mee te maak? Om te eet, nee. So hulle het nie net koekies gemaak nie. Hy gaan iets doen. Right. Wat is die doel van die potlood? Right. So hy is ook nie net gemaak om daar genoeg hout is nie. OK. Oeh, my favorite. Waarvoor is hierdie? Nee, julle, tee. Hierdie is gemaak om vloeistof te hou. Tee, koffie, melk, whatever. Elke ding wat die aardse mense maak het te doen. Hoeveel te meer ons God? Hoekom bly ons onsself afdruk? Compare met ander? Nee, asseblief in Jesus naam. Een Jenny is genoeg. Moenie kopie nie, vir wat wil jy kopie? Wees wie God jou gemaak het om te wees. Want weet jy dat die Here sê, I leap with joy over you. Jou goed mag verkeerd loop, jou lewe mag verkeerd loop, dinge mag met jou gebeur. Al hierdie tipe van dinge, God het ons nooit gevrywaar as kinders van die Here, dat life is not going to happen to us. Hy het ons gevrywaar, dat hy nooit ons alleen sal los of verlaat nie. Nou gaan ek vir julle 'n psalm wat julle baie goed ken, en ek hoop dis julle huiswerk vir die week, dat jy jou naam daar gaan insit, en weet hoe God oor jou voel. Want raai wie ken jou? Net God. Die Bybel sê, net God en die mens ken sy eie hart. Jou man, jou vrou, jou kind, jou ouma, jou oupa, jou ma, jou pa ken jou nie, soos die Here jou ken nie. Kom ons kyk. Koning Dawid se journey was wild. Baie wild. Eerste plek, is hy so klein sproetgesig rooi koppietjie, en hy pas skapies op. Wat sy boeties nie geweet het nie, groot manne, mooi gebou, koninklike gestaltes, is dat hulle qualify nie vir wat die Here wil hê nie. Daar leer Dawid om 'n herder te wees. Hoe pas jy skape op? Wat doen jy as 'n skaap nie wil hoor nie? Wat maak jy as hulle aangeval word? Hy maak 'n beer dood, hy maak 'n leeu dood. Hy sê niks nie. Want dit was van 'n tyd wat God bepaal het om te doen. Hierdie seentjie wat nou eintlik in iemand se oë niks is nie. Sy boeties gaan Ami toe saam met Saul. Goliat loop hulle in uittart vir 40 dae, 40 nagte. Die Bybel sê koning Saul sit in sy tent en sy broek bewe. So bang is hy. Het staan in jou Bybel. Die Here stuur vir Dawid, vat kaas en brood vir jou boeties. Toe hy daar aankom, sê hulle, wat soek jy, moeilikheidmaker? Die arme kind. Want weet jy hoekom hulle so gesê het? Want hulle was by, toe Samuel Dawid salf as koning. Hulle het dit geweet. Toe wil Saul hom doodmaak elke 5 minute. Sy boeties reject hom. Saul wil hom doodmaak. Sy seun Absalom wil hom doodmaak. Hy vlug vir sy eie kind. Dieselfde Dawid wat Psalm 23 geskryf het. Die Here is my herder. Gaan vir julle wys verder aan waar hy vir die Here vra, waar is U? Waar is U? Het U my vergeet? Wie van julle het al gevoel dat God van jou vergeet het? Come on, moenie so sit en sê, nee, ek het nie. Jy weet goed waarvan ek praat.
Party daar kom jy daar, dan dink jy, Here, het U my vergeet? Nou gaan ek vir julle lees. Dawid maak die wysste besluit van sy hele lewe. Elke keer as iets hom tref, draai hy na God toe. Elke keer. Kom ons lees Psalm 139. Vir die musiekleier Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Onderstreep daai woordjie, ken. U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan, hy ken nie net nie, hy verstaan. Van ver af my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, weet en U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. Te hoog, ek kan daar nie bly nie. Wat sê Dawid nou eintlik hierso? Hy sê hierso, dat God alles weet. God weet alles van jou af. En glo my, dis ook die enigste een wat alles van jou af moet weet. Want God judge nie. Hy probeer jou nie vernietig nie. Hy gaan nie van jou skinder nie. Hy gaan nie probeer vir jou sê wat's reg en verkeerd, wat jy met jou lewe lei volgens menslike standaarde nie. Hy gaan vir jou sê wat's reg en verkeerd volgens God se standaarde. So die Here ken jou, hy weet alles van jou. Voordat jy woord op jou tong sit, weet hy wat jy gaan sê. Dink jy dis iemand wat jou ken? Mense verstaan jou heeltemal verkeerd partykeer, dan sê jy iets, dan besluit hulle sommer wat jy wou sê. En dan vererg hulle vir hulle eie antwoord, wat jy nie gesê het nie. Is dit nie amazing dat God sê, luister, ek ken jou. Ek ken jou. Right, nou gaan ons vers 7 tot 12 lees. Waar sou ek heen gaan van U gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. Maak ek die doderyk my bed? U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek mag sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting. Dan sê die Here hierso tot by vers 12, dan sê hy hierso, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. In God is geen duisternis nie. So dit maak nie saak wat ons aanvang nie. God weet. Want hy ken ek en jy. So wat sê hy vir ons? Dat God alles weet. Vers 7 tot 12 sê, Dawid, God is oral. Jy kan nie weghardloop van die gees van God af nie. Jy kan vir 'n tydjie lank gaan skuil, goed aanjaag, dit sal so vir so 'n tydjie lank beskutting bring, vir so 'n tydjie lank vir jou plesier bring en dit, dan sê jy weer terug, want God is oral. Daarom kan jou kind in Alaska sit en jy kan vir jou kind bid, want die Heilige Gees is oral. Satan is nie oral nie, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy moet loop. Hy kan nie so oorvat nie, hy loop. So hy loop oor jou gedagtes, hy loop in jou gedagtes in, om oor te vat. God is oral, hy is lank voor Satan by jou, en ek en jy moet die besluit neem, gaan ons God toelaat, in ons gedagtes, gaan ons toelaat om die negatiewe gedagtes uit te dryf, gaan ons elke gedagte gevangen neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Moenie jy dink jy word nie aangeval nie, jy gaan aangeval word. Gaan ons toelaat dat God wat oral is, ons lewe lei, want sê nie in Spreuke 3 nie, ken my, nie weet van my nie, kom vra my nie,
ken my in al jou weë. Hoekom? Sodat ek jou baie kan gelyk maak. Ken beteken, ek weet dat hy nie gaan hou van dit wat ek nou doen nie. Ek weet dat hy nie gaan tevrede wees oor hierdie besluit wat ek geneem het, sonder om hom in hierdie saak te ken. Hoeveel keer in huwelike sê man en vrou vir mekaar, jy het my in hierdie saak nie geken nie. Sodra ek en jy weet, dat God is oral, en Satan kan nie net in jou lewe mors nie, mits ek en jy vir hom 'n deur oopgemaak het, toestemming gegee het, die sleutels gegee het nie. Dan vat ons dit eenvoudig terug. Hoe doen ons dit? Dobbel is sonde. Ek hoor nie wat die Emerald sê nie. Die Here sê die geluksgoed ding bring armoede. Maar as ek die lotto wen, gaan ek dit vir die Here gee. Hy soek nie jou vuil besmette lotto geld nie. Hy sê uitdruklik, die geluksgoed ding bring armoede. Want dobbel word 'n god. Dit word 'n addiction. Dit word meer en meer en meer wat jy daarin gaan belê. Want Satan sal sorg dat jy die eerste keer darm so ou 300 randjies wen. Jy het net 10 ingesit. Hy moet jou hoek. Hy weet ook van visvang. Hy gee net daai gedagte by jou. Jesus, ek hoef nie so te sukkel nie. As ek net kan, net een keer. The wealth of the wicked is laid up for us. As die Here vir jou daarso sê, ken my in al jou weë. Neem jou gedagtes gevange. Dit vat 'n rukkie om iets te vang. Het jy al 'n muis probeer vang? Ek sê expert, bel my. Plunger, boop, papier onder, gooi die muis uit. Vra my kat, hy weet. So, hoe neem jy hierdie gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God? Jy begin by die oorsaak van die probleem. Satan, hoor die woord van God, daar is geskrywe. Daar staan geskrywe, jy sal nie in my lewe mors nie. Ek is 'n kind van God. Ek het geval, maar ek sal weer opstaan. En ek het besluit, ek staan nou op. Luister my siel, gedagtes, wil, denke en emosies. Luister my siel, ek praat met jou. Jy sal die woord van God gehoorsaam. Jy sal opstaan teen Satan. Jy gaan nie verder in my lewe mors nie. Jy kan nie bly van hom praat nie, jy begin met hom te praat. En ek het besluit, ek neem elke gedagte van my tot gehoorsaamheid, gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. En Christus sê, jy sal my nie hier hou nie, ook nie my kinders nie, ook nie my finansies nie, ook nie my gesondheid nie. Want jy ken ten dele van my. Jy ken my nie, want jy is nie my creator nie. Hy het jou nie geskape nie. Hy kan nie skape nie. Hy kan niks skep nie. Elon Musk gaan maar lekker draai. Mens kan nie dink hy kom van Suid-Afrika so onnoosel nie. Maar anyway. Vers 13. Ek loof U, omdat ek, jy, ek, almal daar buite, vreeslik wonderbaar is. Hoor wat sê Jesus hier? Jy is wonderbaar. Wonderbaar is U werke, want jy is die werke van sy hand. En my siel weet dit al te goed. Wie dink jy besluit? Jy het blou oë, jy's blond, jy's blaas, jy draai 'n 6 skoen, of 'n 4 for that matter, want ons mos altyd net 4's in die winkel hoor.
En al die 8 is op uitverkoping. Wie dink jy dit besluit? Jou ma en jou pa? Toe nou nie. My gebeente was vir u nie verborgen nie, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. God het eers gesit en dink, ek gaan vir Marina maak, ek wil hê sy moet so lyk, ek wil hê sy moet dit vir my doen. God het al geteken, waar ons almal geteken het, waar hy Adam vandaan gekry het, wat beteken red ground man. So uit die stof van die aarde gaan ek al teken. Dis is wat ek al wil hê. Ek wil hê sy moet so lyk. Ek wil hê sy moet dit vir my doen. Die doel vir haar lewe is net om vir mense lief te wees. Ek roep af vir dit. Hierdie een het ek gemaak, want ek wil hê hierdie een moet vir my werk. In die gevangenis, dis hierdie een se doel. Hierdie een moet 'n onderwyseres wees. Hierdie een moet 'n dokter wees. God het lankal geweet. Jou ma en pa is net die mens om jou hier te kry. Dis al. U oë het my ongevormde klomp gesien. Kan julle glo uit al daai goedertjies, selletjies en allerhande goedertjies en dit, hier kom 'n lewende baba. Nie is jou ma wat jou dra, weet presies wat elke sekond binne haar gevorm word nie. God ken jou. En in u boek is hulle almal opgeskrywe. Jou begin en jou einde. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van my dae daar was nie. Toe die Here nog jou blueprint geteken het, is jou dae in sy boek opgeskrywe, toe jy nog nie eers daar was nie. Dink jy hy ken jou? Net die ou wat 'n produk maak en verkoop, ken wat hierdie produk kan doen. Hy moet vir ander mense instruksies skryf om te sê, druk nou die switchie. Niemand het vir my gesê op 'n komputer daai tyd moenie F9 of wat ook jy wil druk nie, daar crash die hele ding. Daar kom instruksies saam wat vir jou sê hoe werk hierdie ketel, hoe werk hierdie stofsuier, hoe werk wat. Daar kom instruksies vir jou ma en pa saam, hoe hulle met jou moet werk. Train up a child in the way he should go. When he's old, he shall not depart from it. Daar kom instruksies saam, hoekom hierdie kind gebore is. Seën jou kind in, dra hulle op aan my. Maak hulle groot in die vrees van die Here. Buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Hoe buig jy iets? So, hy buig en dan gee hy vir hom. So. Die Here gee instruksies, hoe ons dit moet doen, hoe lees ons dit so mis? Dan sê hy, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle vol son nie. Hoe kan ons dink soos die Here? Hy sê, my wees nie joune nie, jy kan nie soos ek dink nie, jy gaan nie weet wat ek weet nie, want ek ken jou. En koning Dawid skryf, Here leer my u weë, sodat ek u weë kan leer ken. Vers 13 tot 18 skryf Dawid, hoe skep God? Hoe het ek en jy gemaak? Hoekom het hy ons gemaak? As jy 'n spanner maak om 'n wiel los te maak, wil jy nie graag hê die spanner moet werk nie? Wie gaan die spanner aanhou wat nie die wiel kan losmaak nie, wat hy ontwerp het? Jy gaan 'n spanner gewoon dat hy daar trek. God het ek en jy gemaak met hierdie doel om vir hom te werk, om iets vir hom te doen. Ons is sy skepping en hy wil hê ons moet ons wil vir ons lewens wat hy het uitleef. As jy vir graad 1-tjies vra, wat wil hulle eendag word? Draai, wat gaan hulle sê? 'n juffrou. Want hulle like hulle juffrou.
Dan sê hulle, ek wil 'n juffrou word, juffrou. En een wil 'n mechanic word, en een wil dit word, want hulle idealiseer daai persoon, waarmee hulle 'n verhouding het. Dis dan wat hulle graag wil word. Die kind is so maar soos 'n aardwurm, maar hy wil 'n brandweerman wees. Is dit nie waar nie? Dis soos dit werk. Of 'n WWE wrestler. Ok, kom ons kyk nou. Vers 18. Wil ek my dae tel, hulle is meer werd as sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring. Nou kyk 'n bietjie wat doen Dawid nou. Hy verheerlik God, hy vertel hoe wonderlik is God, en dat God alles weet en alles ken en dit. En nou kom die mens deur. Hier kom Dawid deur, hoor wat sê. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg. Hulle wat argslustig teen U spreek, U naam eintlik verhef, U teestanders. Hoor wat sê Dawid nou. Here, sou ek die nie haat wat vir U haat nie, en 'n afskeid hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat. Vyande is hulle vir my. Dawid is nie hier besig om te praat van iemand wat stout is en dit nie. Dis evil mense wat opstaan en sê, God is gemors, God is dit, God is dit. Dis die ziel wat hy vir die Here het, die liefde wat hy vir God het, wat hom laat praat. Die Here sê in Romeine, die wat nie vir my is nie, is teen my. Dawid is nie hier besig om evil te wees nie, hy is hier besig om hulle noem dit 'n holy anger te kry. Vir die mense wat God loop en bespot en al hierdie dinge. Maar kyk hoe vinnig stel hy dit reg, want hy kom agter dat hy's 'n mens. Hy kom agter dat hy ook dinge verkeerd doen. Kom ons kyk wat sê hy verder. Ek gaan vir julle hierdie lees. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Dankie tog dat die Here na ons harte kyk en nie ons monde nie. Ken my hart, Here. Ken my hart. Deurgrond my, hier is ek. Hy nooi Jesus in en hy sê, hier staan ek. Kom kyk wat gaan hier binne in my aan. Kyk wat het ek nou gesê. Kyk wat gaan in my aan. Toets my en ken my gedagtes. Toets my en ken my gedagtes. Wat is Dawid besig om hier te vra? Here, doen ek goed vir eie gewin? Doen ek goed dat mense my sien? Doen ek goed dat mense kan sê, o, jy's 'n wonderlike mens. Ken my gedagtes, Here. Ondersoek my, kyk deur my. Wat is hier wat vir U nie aanvaarbaar is nie? Dink julle nie toe Dawid hierdie oorspel met Batseba gehad het, dat hy presies geweet het wat hy doen nie? Dink julle hy het geweet? Ja. Hy het presies geweet wat hy gedoen het. Hy het dit beplan, stukkie vir stukkie, tot by die moord. Maar kyk hoe nooi hy elke keer vir God wat hom ken, in hom in en sê, hier is ek, Here, kom deursoek my hart, kom kyk of hier evil hier skuil. Partykeer praat die Heilige Gees met ons en sê, zip het, bly stil, maar jy wil net graag nog ietsie sê. Jy wil nog net graag wat sê van Babie. Sy weet dit nog nie. Terwyl die Gees van God ons aankla en sê, bly stil. Hoeveel keer kla die Gees van God ons nie aan nie? Wanneer ons besluit, gaan ons bietjie inlê, jy weet mos hy perske inlê storie, inlê of gaan ons kerk toe kom? En die Gees kla jou aan. Maar ons het 'n verskoning. Here het gesê, dit gaan 3 grade wees. Regtig? Nou gaan jy die Here net dien as dit 6 grade is.
Dis ons wat mense is. Ons doen hierdie goed. Jy sien, dit vat opoffering. Dit vat opoffering. Niemand daar op die Olimpiese spele, as hy nog nie 'n paar spiere geskeur het nie, klomp trane gestort het nie, geoefen het tot sy tong uithang nie. Almal weer is opoffering om daar te kom. Dis opoffering om God te dien. Maar niemand sê maandagoggend, ag, weet jy, gaan 'n bietjie in lê nie. Maandag spring jy 5 uur op en jy bad en jy's werk toe. Want jy sien, daar's 'n paycheck aan die einde van die maand. Wel, daar's ook 'n paycheck aan die einde van jou lewe. 'n Massiewe ene. As ons getrou aan God bly. Dis 'n langtermynversekering belegging. Dan sê hy, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Dawid ken God werklik hier in al sy weë. Johan, ek kon nou ongelukkig nie vir julle van die eerste dag af tot en by die 9 maande wat 'n babietjie gebore word, kan ek nou nie vir julle wys nie. Kinders sal geskok wees, maar ek gaan net vir julle so 'n kaart wys, om te kyk hoe wonderbaarlik het God jou gemaak. Hy het jou gemaak. Hy en hy alleen, niks en niemand anders nie. Kyk, daai eerste enetjie lyk soos 'n shrimp. Prons. Kyk hoe perfek het God jou gemaak. Perfek. Dag vir dag, sekond vir sekond was God involved in jou development as 'n human. Dag vir dag het God jou hartklop aan die lewe gehou. Dag vir dag het hy gesien wat gevorm word is gevorm. Kyk die groot wonderwerk wat jy is. Jy's 'n wonderwerk. Jy's die werke van God se hande. Jy's die enigste een in wie hy lewe blaas. Hy het die diere geskep. Net aan ek en jy vat hy om lewe in ons te blaas. So wonderbaarlik is jy gemaak. Hy beskerm jou. Daai baba lê in water. Die hele tyd. Daai baba groei binne in die maag. Hoe fantasties is God nie, dat hy die vrou geskep het, elke dingetjie werk presies soos God dit wil hê. In jou maag gee jou 'n naam. Jou pa gee jou 'n naam. En die Here sê, ek kan nie met hulle met daai naam in die hemel ingaan nie. Daai naam is gekoppel aan die bloedlyn en goed te doen sonde. Ek gaan hulle 'n wit klippie gee met hulle name op, wat ek vir hulle gekies het, want ek ken hulle. Gaan kyk in Openbaring, ek het vir julle al daaroor gepreek. Jy kry 'n wit klippie met jou hemelse naam op. So georganiseerd presies het God jou lewe bepaal. Nou die vrouens doen dit veral, staan by voor die spieël en ag, as ek maar net 'n bietjie dunner was. Ag, as ek maar net dit. Ag, as ek maar net blou hare gehad het. Ag, as ek maar net. Liewe Vader, vir wat? Dink julle daar's plek in die hemel, die dunne sit daar, die effe dikke sit hier, die baie dikke sit daar. Jy gaan nie eens met hierdie lyf hemel toe nie. Sorg jy net dat jou lyf gesond is. Dis al wat jy hoef te doen. Kyk na jou lyf wat hy gesond is. Dis al wat jy hoef te doen. God het jou geskape, jou gene geskape. Soos wat hy jou wil hê. Hou op, moenie jou vergelyk met ander mense nie, asseblief in Jesus naam. Kyk wat het hy vir jou gedoen.
Daar het hy al bepaal, hoe wil hy jou hê? Hoekom hy jou so wil hê? Want jy het 'n ander doel. Julle admin is 'n nagmerrie. Dis 'n nagmerrie, ek weet nie wie dit geskep nie. Ek verpes admin. Kook en naaldwerk ook. Want dis nie wie God my gemaak het nie. Hy het my anders gemaak. Ek is 'n mens. Ek wil met mense deel sulke goeders doen. Maar daar is ander mense wat dit kan doen. Maar dis goed wat ek kan doen wat hulle nie kan doen nie. Dis goed wat hulle kan doen wat ek nie kan doen nie. En ek is kontent met wie God my gemaak het. Baie werk nog, ja. Maar ek is kontent met wie die Here my gemaak het. Hoor hierso wat sê hulle. Die volk sê vir die Here in Jesaja 49 vers 14. Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Hoor wat sê God. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig deur om my. Hoor wat sê Here op 1 vers 5. Jou ma en pa het jou nie gevorm nie. God het, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. En ek het jou profeet vir die nasies gemaak. Voordat jy gevorm is, voordat jy gebore is, het God jou geken. En Dawid sê vir sy siel, siel, waarom is jy so onrustig in my? Hoop op God, want God sal ek loof, want God is my verlossing. Nou gaan ek jou los met hierdie belofte, wat die Here vir jou gee vir hierdie week. Skryf dit iewerste, sit dit op jou yskas en proklaim dit hierdie hele week. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ek ondersteun jou en ek is by jou met my reddende regterhand. Wat wil jy meer hê? Wat wil jy meer hê? Hy sê, hier is my belofte aan jou, ek is by jou. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie kyk na die omstandighede, moenie hoor wat hulle sê nie. Luister wat ek sê. Sê hy nie, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. So dit maak nie saak deur wat ek en jy gaan nie. Ons is nooit alleen nie. Hy sê, ek ken jou sit, ek ken jou opstaan. Nou is die vraag, ken ek en jy hom? Ek vra nie of lees jy jou Bybel, gaan jy kerk toe nie, vas jy 70 keer 'n week nie. Ek vra, ken jy hom? Weet jy wat hom bedroef? Weet jy wat hom opgewonde maak? Weet jy waar jy hom kan kry? Weet jy wat hy gaan sê oor 'n besluit wat jy geneem het? Weet jy dat hy jou kan vergewe? Weet jy dat jy is wie hy sê jy is? Ek sal aan julle bewys. Ek sal in 'n werksplek gaan sit as 'n nuwe werker kan mekaar staag. En dan sal ek net 'n roemer begin. Hoor jy julle, daar kom retrenchment. Dan kyk ons hoe lyk almal die einde van die dag. Want ons leer ons ore uit vir Satan, ons glo elke woord wat hy sê. Die vader van leuns, maar ons glo nie wat God sê nie. En dit vat een persoon om op te staan en te sê, ek hoor dit, maar God sê. Net dit, argument oor. Ken ons God in al ons weë. Of wil ons hom ken en sekere van ons weet, en die ander wil ons nog so 'n bietjie enjoy. En die Bybel sê,
En ek sien dit verskriklik baie in hierdie laaste tyd. Wie die een wat sê die Here het gesê en hy het nie. Wie die een wat sê die Here het gesê en hy het nie. Die Here het my gesê om dit te doen en die Here het my gesê om dat te doen. En jy weet dit is teenstrydig met die woord van God. Dit was toe nie die Here nie. Daar's mense wat hulle lewe leef op wat ander mense vir hulle sê. En nie wat God sê nie. Nie ek of whoever vir jou iets sê, mag jy net vat nie. Jy moet dit gaan toets waar aan die woord van God. If it's not here, it's not God. Want God sê, elke ding wat hy het vir jou is goed. Vir my kinders werk alles ten goeie mee. En Dawid het dit geweet. Dat hy kan die moeilikste omstandighede sal God hom uitred. Al moes God die profeet Nathan stuur om te sê, Dawid, jy maak verkeerd. Het Dawid onmiddellik berou getoon, want hy het geweet wat hy verkeerd doen. Jy weet mos as jy geld geleen het, moet jy dit teruggee. Jy kan nie nou kwaad word vir die persoon omdat sy geld kom terugvra nie. My goodness. Jy weet mos wat is jou plig. Jy weet mos wat jy sê. Want die Here sê, as ek jou nie in die klein dingetjies getrou kan vind nie, kan ek nie die groot goed vir jou gee nie. Die snaakste goed wat ek al gesien het, mense stap in die mall en 'n toilet instap uit en dan skielik is die toiletrol weg. Dis steel. Wat noem jy dit? Leen? Wat het ek al goed gesien? Daai klein toiletrolkie kan jou die hemel uithou want jy steel. Kan ons sulke goed doen nie? Die snaakste goed wat mense hulle self voorstel. Julle en ek het 'n toets geskryf hierdie week op tussen Pick n Pay en die Technikon. Een dame besluit in die vinnige baan. Sy gaan nou voor my stop want sy wil oor die linkerbaan tot op die grond gaan. Sy stop dood met haar flikker. 'n Stringkarre agter my. Ons is in die vinnige baan. Ek het net gesê, Here help, die ou hier agter is op my stert. As ek afgaan grond is ek bang, hy gaan af. Sy stop in die regterbaan tussen Pick n Pay en die universiteit wat Technikon, daar stop sy in die regterbaan, bewegende verkeer, morsdood, flikker links aan. En is net hoeters. Maar sy het daarom gesê, ekskuus. Ons kon almal dood gewees het. Nou, wil jy vir my vertel, sy het gaan bestuur vir daai lisensie? Exactly. Dit was eintlik asof ek na 'n kartoon kyk. Dit kan nie waar wees nie. Maar ek het myself mooi beheer en niks vir die dame gesê nie, net met myself gepraat. Nog nooit so iets in my lewe gesien nie. Weet julle wat het ek toegedoen? Begin bid. Here God, bewaar net al hierdie mense en vir haar en die ander mense in daai kar. Jou elke dag se journey lyk nie baie anders as Dawid se nie. Jy mag 'n nobody wees daar agter in die company. Die Here het daai mooi manier to make the nobodies somebody. En hy het 'n nog beter manier, hy maak die somebodies nobody. Die oomblik wat jy hoogmoedig raak, dan kan God niks meer in jou deposit nie, want hy haat hoogmoed.
God haat hoogmoed, want dis hoekom die duiwel uit die hemel uitgegooi het, as gevolg van hoogmoed. Moet nie weer na jouself in die spieël kyk, en nie hou van jou oogwimpers nie. Ek het nie eers nie, ek het die dokter baie duidelik gesê, donderdag jy vee nie my eyebrows af nie. Hy lag maar net. Maar sy geluk, hy het toe nie. Maar wat ek vir julle vandag wil sê, wees wie jy is. Wees tevrede met wie God jou gemaak het. Daar's altyd werk aan ons, want ons moet van binne af verander. 'n Mens moet altyd aan jouself werk. Maar wees tevrede. Dank God, jy het oë, jy kan sien, jy kan loop, jy kan hoor. Daar's ander mense wat nie meer so gelukkig is daaroor nie, want hulle moes dit verloor of hulle het dit nooit gehad nie. Kyk wat 'n voorreg het ek en jy. Begin van jouself hou. Net nie too much nie, maar begin van jouself hou. Sê elke dag vir die Here, dankie vir wie ek is. Dankie dat U my aanvaar vir wie ek is, hoe ek is. En ek loof U, Here. Ek loof U, ek kan sien, ek kan hoor, ek kan beweeg. Ek kan vir U iets doen, ek kan vir mense iets doen. Ek is 'n lopende wonderwerk. En dit, Here, is wonderbaar vir my. Dankie Johan, spiegel vir ons daai, dan is ons klaar. Laat alle asem loop. Loof hom hoog bo elke troon. Loof hom in die hemelruim, waar sy majesteit vertoon. Loof hom vir sy grootste dade, vir sy krag wat nooit vergaan. Loof hom vir sy troue liefde, hy bly ewig vast bestaan. Elke hart moet wakker word, elke stem moet harder sing, want die Heer is verhewe, hy is koning, hy regeer. Laat alles wat asem het, die Heer loof, met hande hoog en harte oog. Bring ons hier aan God alleen, laat alles wat asem het, sy naam verhoog, Halleluja, halleluja, laat die aarde saam omloop. Loof hom met die besoim geklank, loof hom met die harpse snaar. Loof hom met die tamboerijn, dans van vreugde voor hom daar. Loof hom met die vleitse klanke, loof hom met cymbale groot. Laat die lof soos donder opstaan, God is sterker as die dood. Elke hart moet wakker word, elke stem moet harder sing, want die Heer is verhewe, hy is koning, hy regeer. Laat alles wat asem het, die Heer loof, met hande hoog en Dankie Here Jesus. Kom ons sluit af met gebed en dan kan julle julle tiende en offerande ingooi. En wat gaan julle onthou hierdie week? Die Here ken my. Die Here ken my. Hy gaan my nie los nie, hy gaan my nie verlaat nie. Moet nou nie weer môre by die werk strand en dan sit daar, neem hierdie gedagtes gevange. Kom ons bid. Vader in Jesus Christus naam, dankie vir u woord, Here. Wow, dankie Here,
Soos koning Dawid sê, dit is te wonderbaar vir ons om te verstaan hoe U ons gemaak het, Here. Maar laat ons doel ontdek, soos die beker, die potlood en die koekies. Ons het 'n purpose. Laat ons dit vervul volgens U wil, Here. Heilige Gees, verlaat ons nie vir 'n sekond nie van nou af tot in ewigheid nie. Laat ons U stem duidelik hoor en onderskei. Dankie vir U beskerming, U beskutting, U voorsiening. Dankie dat U ons liefhet, Here. Vader, laat alles wat ons hierdie week doen tot eer van God wees. In Jesus naam. Amen. Kan geniet julle middag.